jy my man, dis hoe die Here werk. Ja. Pastoor Fanie het die inwyding vanmôre gegee, en ek het was regtig op 'n koel benoud, want ek onthou jare terug in Loftal, omdat ek baie teruggetrokke was en nie voor mense kon praat nie, en hulle het gesê, hulle het bid hier Vrydag aand tussen 10 en 12, en so die kerk waar ek vandaan gekom het ons almal net stil gesit in gebed, en toe ek die aand aankom, 9:00, 10:00 toe die kerkdiens of die bid hier begin, toe was so 12 ouens, hulle sit so in 'n kring, en ek dink hulle gaan nou sê wat ons voor moet bid, en ewe skielik hoor ek hierdie manne bid, en ek dink, Here, ek het nie gedink in my lewe, mens kan so bid nie, en ek skrik myself in hom, maar die lekker eintlik was, vir 3 maande, as ek elke Vrydag aand op my pos, al het ek nie gebid in my hart en die Here geweet, elke oggenduur as huis toe ry, dan bid ek, en ek sê, Here, hoekom kan ek nie? Hoekom kan ek nie? En na 3 maande kom die Here, en so sagte gees van God kom net oor my lewe, en my mond begin net oopgaan, en die woorde van God kom net uit my mond uit, en ek begin besef, Here, dis nie ben nie, dis die Heilige Gees, en ja, so vanaand se woord, jy moet maar verskoon, dit gaan oor die Smalweg en die Breëweg, dis waar ek bekommerd was, van daar komt dit nog geboor, hier is dit nou, en weer baie van ons mense dink altyd aan die Smalweg en die Breëweg, maar as ons regtig begin soek in die woord, aangaande die smal en die Breëweg, weet jy, die Here sê daarso, hy sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort, en wyd is die pad, wat na die verderf lei, en daar is baie wat daarop deurgaan, want die poort is nou, en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min, wat dit vind. En terwyl ek besig is met die Here, ek sê Here, en die Here sê vir my, weet jy, almal in die wêreld, die pad is so wyd en breed, en almal gaan daarop uit, en niemand sien die einde, want hulle op pad is. Ja. En die Here sê vir my, eindelijk verder aan, ek hou nie van papier af, ek bereid my boodskap voor en alles hierso, maar ek preek het my gees, want ek sit dit instrument in die hande van die Here. Maar eintlik wat die Here sê, bitter min van die weg kry, die Smalweg, dis 'n weg wat jy moet soek, dis nie iets wat jy net kry nie, dis werklik waar ons moet soek om die weg van die Here te kry. Ons het nie nodig om die weg van die wêreld te soek nie, want daar is dit daar. Dit is net daar. As jy vir enige iemand vra, hoe was jou naweek, sal hulle jou vertel van wanneer hulle begin syp met Vrydag aand tot hulle vanaand toe syp. Hulle sal vir jou alles vertel van die hele wêreld deur, van elke dag van hulle weke. Maar bitter min, selfs kinders van die Here, soos wat hy vanmôre genoem het. Dis so min kinders weet regtig wat het om van die vanmôre gepreek. As jy nie werklik waar in daai smal paadjie gaan soek het nie. As ons nie werklik waar die Here gesoek het en gesê, Here, ek wil op hierdie pad wees nie, as dit nie vir die genade van die Here was nie, as dit nie sy Heilige Gees voorgewees het, dat ons gebring het op die pad, om vir jou te sê, hier is die smal pad. En hy sê dan, die voordeel van, of laat ek net die uithaal, want hy sê, die Breëweg verteenwoordig die wêreld. Die hele wêreld verteenwoordig die Breëpad. Jy kry al die kinders van die Here kom uit die Breëweg uit. Ons almal was daar gewees, ek was daar gewees. Ek kon nie glo dat die Here 'n doel met my lewe gehad het nie. Ek het baie oggende wakker geword, want ek nie geweet waar is ek nie. Want en vanmôre terwyl ek met die Here besig is, wys die Here vir my hoe kinders in die wêreld val. En hy wys my hoe die Samaritaanse man gaan staan het en die man opgetel het, op sy esel gesit het en die herberg toe gevat het en vir hom gesê het, kyk na hom, en hierso is so lank 'n betaling,
Hier is so lank betaal. En as ek terugkom en daar was ekstra gewees, dan sal ek dit betaal. Maar kyk dan, en dis presies hoe die Here was. Hy het na ons gekyk, hoe ons op die wêreld vergaan, hoe jy val en die wêreld jou vertrap in die afgrond in. Niemand sal stop om jou op te tel nie. Niemand sal stop om jou vra, kan ek jou help? Jy wat niemand het, almal is dit gestaar voor hulle uit, in alles wat goed is in die wêreld volgens hulle oë. Dit wat hy doen, die kar wat hy ry, die huis wat hy bly, die meubels wat hy het, alles wat hy besit, hulle gaan net daaroor. Maar hulle dink nie in die dag, as die Here kom. Ons is so genadig elke dag, om te weet, Here, is deur U genade, dat ons hier so kan wees, dis deur U genade, dat ons kan lewe en asemhaal. Dat een koortjie sê, die suurstof wat ek inasem is God. Dis God wat ons inasem. Ek vra eendag vir iemand, kan jy vir my beskryf, hoekom klop jou hart? Daar's nie 'n masjien wat in die hart aan die klop hou nie. Dis net God se genade wat hierdie hart aan die klop hou. Dis net die klop van die Here, sy krag en sy genade, wat hierdie, as ons net ons liggame deur gaan en besef, ons is aan die beeld van die Here geskaap in ons binneste, soos wat God wil gehad het. En hy het hierdie hart gemaak, om aan die pomp te bly, om te klop elke dag, nie verniet nie, sodat ek en u vandag voor die Here kan staan en sê, dankie Here, vir die Heilige Gees wat U gestuur het, ons pad langs. Ons was nie daar gewees toe die Here daar was nie. Ons was nie saam met die 12 apostels nie. Ons was nie daar toe die 10.000 gevoed is met 5 broodjies nie. Ons was nie daar, ons het dit nie aanskou nie. Maar die Here sê in sy woord, welgelik salig is hulle, wat my nie gesien het nie, maar tog in my glo. Maar tog in my glo, want ons het in daai smal paadjie gekom. En die vrug van hy smal paadjie sê hy, dis vir die verteenwoordiging en die geloof in Jesus Christus. Dit beteken vertra, gehoorsaamheid en selfverloning. Dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie maklik op daai pad nie. Die Here sê, sy kinders val op 7 maal op 'n dag. Maar God is daar getrou om ons op te tel. Dat ons nie bly lê soos in die wêreld nie. Want as jy val in die wêreld, dan lê jy daar in die verrot. Maar as jy val by die smalpad saam met die Here, dan kom God en hy tel ons op. Hy sê, my kind, al het jy geval, al het jy gesondig, bly net jou sondag, maar jy moet nie jou sonde wegsteek vir die Here nie, want elke mens kan sondag. Die woord sê, daar is niemand nie, daar is niemand wat sonder sonde is nie. En as jy sondag, bly jou sonde aan die Here, want hy is getrou, sê hy, en hy sal jou sondes vergewe, en nooit weer aan dink nie, solank as wat ons op die smalpad saam met die Here beweeg. Maar die mense in die wêreld, die dag wat die Here sê daar vir my vanmiddag, hy sê, ek staan elke dag op hierdie pad en ek praat met elke ene wat in hierdie wêreld op hierdie pad beweeg, maar bitter min van hulle luister, bitter min hoor die stem van die Here, want dit gaan net oor die wêreld. Maar kinders van die Here op die smalpad, hy sê, as jy stil raak voor die Here op hierdie weg, dan kan ons God se stem hoor. Wanneer ons begin tyd maak, wanneer ons begin tyd uitkoop vir die Here, wanneer 2 die oggend nie te vroeg vir jou is om op te staan en die woord van die Here oop te slaan en te sê, Here, ek het 'n verlange in my hart om te hoor wat wil U vanaand vir my sê. Ek het 'n verlange in my God om te hoor, is U tevrede met dit wat ek doen, my God? Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U, Here. Skyn my lig nog so dat die wêreld dit kan sien. Skyn my lig so, my God, dat ek die mense uit die wêreld uit kan kry, om wel te sê, weet julle hoe voel dit, om 'n kind van die Here te wees, en om op hierdie pad te wees, wat jy nie dit kan kry nie. Dit kos 'n prys om op hierdie pad te bly. Dit kos 'n prys vir die Here, want ons oog moet op Jesus gefestig bly. Ons oog moet 24 ure 'n dag. Hy sê, dit is nie maklik nie, my kind. Die Here sê in sy woord, dit is nie maklik om op 'n smal weg te bly nie. Hy weet, want hoekom? Die vyand weet, dis waar die kinders van God beweeg. Dis waar ek moet aanval. Dis waar ek my storms moet bring. Dis waar ek hulle moet seer maak. Dis waar ek die siektes moet bring. Ek sien vanmiddag op TV, ons kyk dis 'n YouTube channel, en die koms
Die kom hulle sê, en almal kyk op, want dis soos die koms van die Here, en die Here is vir my bendesoene gewees. Die vyand sal homself verander om te sê, ek is Christus wat aarde toe kom, en die mense sal hom glo, want hy kan hom verander, soos, hy sê soos die mens. Hy kan lyk soos jou ma en jou pa, hy kan lyk soos jou ouma en jou oupa, en jy kan dink dis die geeste, die dooie geeste wat opstaan, want dis wat die wêreld glo, maar omdat jy 'n kind van God is hierso, dan weet ek, Here, ek is vandag saam met U, ek is in die heerlikheid van God, ek kan bid die Here, maar as ek in die wêreld is, dan verlust ek my in hierdie dinge, Here, waar al hierdie verskriklike nagemaakte herlewings plaasvind. Mense wat dink dis die gees van God wat val. Men weet dat hulle is hoe die vyand besig is om hulle te vang, om hulle te strip, want julle is in die wêreld. Maar as jy die gees van God het, is kom dit 'n pryskot om op die smalpad van die Here te wees, om te weet, Here, hier is ek veilig. Here, alles is net 'n paar vandaan, maar ons is veilig, Here, want hoekom? Ons is hier by God, omdat die Gees ons hier na toe gelei het vandaan. So baie mense aan buitekant, die boodskap hoort eintlik vir die wêreld, wat hulle kan weet, daar's 'n pad, wat die moeite werd is om te loop. Daar's 'n God wat die moeite werd is. Die Here ken ons pyne, hy ken ons siektes, hy ken ons tekortkominge, hy weet elke ding van jou, maar hy sê, vertrou my net, gee my jou juk, my kind, en ek gee jou myne, want ek weet jou juk is zwaar, maar ons moet op die pad kom, ons moet hier kom wat die Here ons nodig het, om te sê, ek is 'n kind van God. Wat 'n voorreg, wat 'n eer is dit om te weet, Here, ons behoort aan U. Ons behoort aan U wêreld nie. En ons weet dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys om vir 'n kind van die Here te wees. Dit kos 'n prys op die einde van die dag. Hy sê die einde van daai preekpad is die hel. As ons daai lyn bereik het, dan sal jy omdraai. Ons kan nie sê, Here, gee my net 'n minuut nie. Ek en Karen praat die dag, ek sê, weet jy, dit lê na my hart, en hierdie mense wat op hulle sterf met hulle harte vir die Here gee. Ek sê, weet jy, die woord sê, bitter min mense kry die pad, want jy moet werk om by die pad uit te kom, jy moet werk om by die heerlikheid van God uit te kom, en ja, die Here is genadig, vir baie mense, maar hoeveel mense het al soveel kanse gehad om op die regte pad van God te kom, maar die wêreld gekies en hulle gaan sy sterkheid hê, dan sy kry die prediker om vir te kom bid, en vir my saak met die Here reg maak. Hoe weet ons of daai persoon werklik waar by die Here uitgekom het? Hy het sy hele lewe gehad om vir die Here te lewe. Dis so daai manne wat langs die Here gevreesig was, en die Here sê, Here, dink aan my as hy nie in paradys kom, en die Here sê, van vandag sal hy saam met my in die paradys wees, nie môre nie, vandag, omdat hy die Here herken het, en gesê het, ons verdien wat ons toekom, maar hy is ons skuldig. Maar God het die volmaakte prys betaal, sodat hy vir u en vir my, dat ons hy smalweg kan berge, om saam met die Here te wandel daarso, in die tyd van ede saam met God te wees, net om te wees, Here, daar waar u is, wil ek wees, daar waar ek beweeg, my God moet u beweeg, ek die teenwoordigheid van God moet soveel in ons binneste wees, dat die woorde wat u spreek, soos om van vanmorgen gesê, die mense moet weet, al Paulus Petrus, Petrus het homself probeer wegsteek, toe hy die Here verloor het, toe hy by die vuur staan, en wil sê, maar jy is een van hulle, hy sê, nee, ek is nie, ek ken hom nie, ek weet nie van wie julle praat nie, en hy loop na die volgende vuur toe, om homself te bewarm, en iemand sê, maar, jy lyk soos hulle man, jy lyk soos hulle, jy is een van hulle, sê, nee, ek is nie, en hy stap verder weg, en die een sê, weet jy wat, jy praat soos hulle, jy praat soos hulle, praat ons werklik waar soos kinders van die Here, spreek ons die woorde van God uit, is dit ons lewe, want dit moet ons lewe wees as ons op die smalpad beweeg, dit moet ons lewe wees, jy moet anders wees as die wêreld, soos ons vanmorgen gesê het, daar moet dit 'n verskil wees, jy kan nie dieselfde wees nie, want dan het jy nog nooit die hart van die Here geken nie, want dit kos 'n prys, moet jy insissie, dit kos 'n prys om hierdie woord, jy kan nie so sê, dit is al in die tekste, maar jy kan my woord van, dit kos tyd,
om 2 uur in die môre op te staan en nie die woord oop te slaan en sê, Here, praat met my God, want ek het 'n honger en 'n dors binne my, wat ek nie kan vul nie. My God, ek kan eet en ek kan drink, maar hierdie woord kan ek wil ek eet, want ek is honger en ek dors hy Gees, my God. Dis wat ons kennis van die Here kry, dis wat ons op die pad van die Here hou, dan hoor jy die stem van die Here, want baie mense sê, hoe hoor jy die stem van God? Deur die woord van die Here te lees, deur naby aan God te bly, op jou knieë voor die Here te wees. Prys die Here, ons kan nog bid. Prys God, ons kan ons hande opsteek na lewendig en heilige God en vir hom sê, Here, aan U behoort al die lof en al die eer in hierdie wêreld. Daar's niks wat ons kan doen nie. Ons kan net die woord bedien deur die krag van die Heilige Gees. Daar's soveel predikers vandag wat op hulle eie probeer staan. Hulle was in hulle lewe gesalf deur die Here, maar hulle is so groot in hulself geword om te dink. Dit is so soetjie vir wat geval het in die hemel, want hy het soveel krag van God ontvang en soveel predikers vandag is op dieselfde pad. Die Here het hulle so geseën. En laat hulle gedink het, ek kan nou op my eie staan. En toe sê hulle, bring die siekes, dat ek hulle kan gezond maak. En hulle bring die siekes, en dan word niemand gezond nie. Want God was nie daar nie. Maar as jy sê, weet jy wat, ek glo dat God van wonders en tekens, van die woord sê, wonders en tekens sal sy kinders volg die wonders en tekens nie. Dis omgedraai, my broers en susters. Die wonders en tekens volg die kinders van God. Dis hoekom die wêreld so vol is. Dis hoe my breedpad so vol is. Want hulle is agter die wonders en die tekens aan. In die werklikheid moet hulle omdraai en besef. Eintlik weet jy wat, die wonders en tekens is agter my. Die wonders en tekens van God is agter my. Halleluja. Dis hoekom die Here vir ons gesterf het, dat ons nie nodig het om die Ou Testament mee te lewe nie. Want as jy sodra jy jou offer het, en jy draai om, dan begin jou nuwe jaar se sonde weer voor jou uit lê. Die nuwe sonde van die nuwe jaar het daar weer begin. Maar Jesus kom en hy sê, ek is 'n volmaakte offer. Ons het nooit meer nodig om te offer nie. Al wat jy moet doen, is bely jou sonde voor die Here met 'n rein hart. Hy sê, Here, ek is sorry. Vergewe my God, wat ek gesondig het. Help my, Here, want U weet waar's my swakpunte. My swakpunt, my boeties is geduld. En die Here het my vandag weer geleer. En die eerste dag, en baie lank, kon ek in Checkers gestaan het. En gewonder het, Here, U weet my, want ek raak nog geduldig nie. Die masjien wil nie werk nie. En ek staan en wag. En alles begin werk het. Toe hulle alles gescan het, hulle moet jy by ander tel gaan betaal. Want hierdie masjien werk nie. Prys die Here, ek stap sonder gaan betaal. So werk die Here met ons. So gee die Here vir ons dit wat ons nodig het. Om kinders van die Here te bly, staande te bly voor die Here. Halleluja, ek is so opgewonde oor die Here. Op die YouTube-kanaal sê ek altyd, weet jy, as ek begin praat van die dinge van die Here, wil ek nie stil bly nie, want dit borrel net hier binne my, dit borrel, en dit sê, die woord sê, dit is soos 'n lewende fontein, wat uit jou binnestyd opkom. Ons wil net die Here loof, en die Here prys, maar vanaand ek dankbaar vir u te kan sê, die Here sê, ons het hy smalpad gevind, ons beweeg saam met die Here, op hy smalpad, saam met die Heilige Gees, wat vir die hele tyd sê, pas op, jy beweeg nou te na aan hierdie rand. Want baie mense moet ons kyk, hoe naby aan hierdie rand kan ek beweeg? Is dit nou sonde, of is dit nou nie sonde nie? Beweeg uit die rand uit. Kom in die pad van die Here. Moenie dink dit is sonde, of is nie sonde nie. Bly hier in die heerlikheid van God. En dan weet ons is veilig. As wat jy probeer op die randstoentjie loop, en jy balans verloor, en jy val in die wêreld in, en die slag as jy geval het in die wêreld, en die koms van die Here is daar. My broers en susters, dat is het te laat, om te sê, Here, wil terugspring in die pad. Halleluja. Ek dink ek het aas, is ek so ontvaar nie. Want ek sê vir Karen, op die wat, en mens belei, op een leiblad sê jy voor, en dan kom jy in die woord, en jy begin die woord te verkondig, en dan weet die mens wat sê die Gees, dit is nou genoeg. Ja. Dit is nou genoeg. My kinders moet hierdie huis toe vat. En my boetie en sussie, dit werk regtig. Gaan bedink die dinge wat jy gehoor het vanaand. Vanoggend hoor dit by jou van. Bedink die dinge van die Here.
Herkou dit soos 'n bees wat die woord sê. Jy mag nie 'n woord spreek as jy dit nie deurdink het nie. Dis wat die woord sê. Die Bybel sê bedink alle dinge voordat jy dit spreek. En waarvan is dit van my? Kan saamstem, jy kan nie net dinge sê wat nie in die woord van die Here staan nie. Ons kan net sê wat die Here op ons harte lê. En die Here bring hom op 'n menslike vlak. En ek dank die Here dat ek vanaand vir julle 'n boodskap kon bring. Om te sê dis moeite werd. Dat ons op die noupad. Dis nie almal wat aan noupad kry nie. Amper vergeet ek dit. Baie godsdienstige mense dink hulle is op die smalpad. Hulle lewe asof hulle op die smalpad is. Maar hulle hart is bitter ver van die Here af. Baie mense dink, omdat in die kerk sit, ek is op die smalpad. Maar dan het ek nooit nie. Dan laat die Here my remind. Wees dit hoe kosbaar is Here. Hy sê die smalpad kos 'n verhouding met Jesus Christus. Amen. En 'n verhouding met boetie en sussie, sodat jy jou man en vrou verhouding met mekaar het. Dis jou verhouding met die Here wat jou baie pad toe. Want jy kan nie genoeg kry nie. Jy kon net nie, ek weet in die aand, jy kon nie vinnig genoeg by 'n tikkieboks uitkom om net voor te bel te hoor, hoe gaan dit waarom. Dis hoe dit in ons hart moet wees met die Here. Ons moet nie kan wag om te kan praat met God van God nie. Ons moet 'n verhouding met die Here hê. En ek sê van Karel vandat ons daai gesit het, ons het opgesit, streef heilig maak na en 'n verhouding met God. Dis wat die belangrikste in jou lewe is heiligmaking en 'n verhouding met God. Hoe groter die verhouding met die Here word, hoe groter raak heiligmaking van God in ons harte. So ek amper dit vergeet en dit is die belangrikste. Dis die verhouding met die Here. Ek kan nie wag om by die huis van die Here uit te kom nie. Karel sê altyd vir my man, ons is altyd die eerste by die kerk. Want ek kan nie wag om by die woord van die Here te kom nie. Om te hoor wat van die Here vir ons sê. En ja, weet ek hoeveel, dis al soos nie gewoond nie. Maar die oggend hier kom die Here en hy raak dit aan my. Dan Karel vra my nie eens my wag en jy eet, want sy weet, ek gaan sit kamer toe. Gemaak die woord van die Here oop. En ek gesoek die woord van God. En ek luister, want dat is die aandstem. En die Here het altyd in die aand uitgegaan of aan. En hy sê vroege oggendure, laat in die nag, was op die berg besig om te bid. Tot God die Vader om sy stem te kan hoor. Want in die dag is daar so baie rumoer, so baie geraas. Want hy sê in die stil aandwindjie kom die Here en dan praat hy met ons. Nie in die rumoerigheid nie in die aardbewings nie in die wind nie in die vuurtonge nie. Maar toe die stilte van die Here oor hulle gekom het, sal gevul met die Heilige Gees. Hulle kon spreek. Hulle kon verbly raak in die Here. En ek het vandag hy begeerd om te sien hoe raak 3000 mense tot bekeer. As jy net jou mond oopmaak met dinge van die Here. En dit was so. Dieselfde God van daai tyd, hy sê ek is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. Wat hy toe gedoen het, kan ek nou doen. Dis net die mense vandag, dink nie meer aan die Here nie. Daai tyd het hulle geweet, hulle was op pad, hulle almal was gelowige manne gewees, wat die wette geken het. En hier hoor hulle mense die evangelie in hulle moederstaal spreek. En hulle besef, ons is op die verkeerde weg, my boetie en dit sê, hier is die weg wat ons moet opkom. Petrus, wat moet ons doen? Bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Halleluja!